Jouw favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live met hier op TikTok. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor alle grenzen. Ja, dat is ons mensen. Daar zijn jullie, dus amptelik 18. Dit beteken tyd vir Proonpraat, seisoen 1, episode 17. Saam met Skemer. Skemer, baie welkom by ons. Baie dankie. Dankie dat jy my die voorreg gegee het om hier te wees. Julle, dan by hierdie geleentheid wil ek ook net gebruik maak van hierdie geleentheid. En om verskoning vra vir Annie. Sy wou baie graag vanaand se gas gewees het, maar ongelukkig gebeurde omstandighede waar 'n mens vir nie kan help nie. So sy is bietjie siek op hierdie stadium en sy is by die hospitaal. Maar ons glo en ons bid vir haar en ons alle sterkte vir jou my mens en ons weet jy gaan deurmaak. Julle, as julle nog nie vir Annie follow nie, follow haar gerus, haar musiek. Julle het gehoor vanaand en ons het 'n bietjie van Skemer se musiek gespeel, so asseblief baie dankie julle. Maar ons gaan aangaan met hierdie aand julle. Ons gaan nou na die intro liedjie luister en daarna gaan ons aan met hierdie aand. Let's go guys, please tap and share. Favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live met hier op TikTok. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor alle grenzen. Ja, dat is ons mensen. Let's go guys, episode 17. Zet je handen bij elkaar, want ons is nog niet klaar. Jouw favorite melks, kom hulle zijn naam. En ik kan ons nou lekker samen. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor al die grenzen. Ja, dat is ons mensen. Jouw favorite melks, kom op. Met hier op TikTok. Yes, Daar zijn julle, baie welkom aan die wat er net ingeskakel is. Nou vir die van julle wat nie vir Skemer ken nie, hier is 'n kort agtergrond oor hom. Nou vanaand se gas is 'n redelike bekende TikTok persoonlikheid. Sy naam is Wayne Skemer Musiek. Hy is 45 jaar oud en woon in Witbank. Hy werk in die kontantbewaringsindustrie. Al sy of meeste van sy liedjies is op Spotify en YouTube. Hy is ook deel van die Infinity Beats groep en neem ook deel daar in hulle charts. Op die oomblik is hy besig met 'n AI DJ battle wat deur Core Drift gehost word. Interessante feit oor hom is dat hy Saterdag wat verby is, die semifinals gemaak het. Met dit gesê, Skemer weer eens baie welkom by Proonpraat. Hoe voel jy oor vanaand? Dit is my eerste live hierdie, soos face-to-face nou 'n interview, so ek voel alright. Ek is nie op my senuwees of enigiets nie. Ek is eintlik ons werk met baie mense, so ek is nogal gemaklik om met mense te praat. Dit is awesome. Nou julle, met dit gesê, vanaand se topic, met ander woorde, ons gee vir vanaand
is AI. So ek en Skemer gaan bietjie daaraan proe en dan gaan ons daaroor praat. So met dit gesê, Skemer, gaan ons wegspring met ons eerste vraagie vir vanaand. En dit is, wat was jou eerste ervaring met AI? Weet jy, dit is al baie hartseer noot, want my skoonsussie is so 8 maande, 9 maande terug oorlede. En ek was nog altyd, ek is baie musiekmens en my hele familie is, my vrou is ook, sy sing ook self, maar toe wou ek iets baie spesiaal gedoen het. En toe my heel eerste liedjie, ekskuus, was 'n liedjie vir haar gewees. Vir my skoonsussie wat dood is. En van daar af het ek net gegaan. Ek het net aangehou en alles uit die hart uit geskryf en dit is hoe ek basies in die AI industrie ingekom het ook. Sjoe. Jammer om te hoor van jou skoonsussie, maar dit is goed dat jy in die musiek is. Ek is mal oor musiek, myself. So, my eerste ervaring met AI was deur ChatGPT gewees. Nou, julle ons sien baie keer hierdie goed wat mense maak met ChatGPT. Dit is actually in 'n manier scary wat ChatGPT alles kan doen. Ek meen, jy kan net vir ChatGPT vra, hoor hierso, jy gee vir my 'n foto, sit vir my daar in Parys, daar oor sien, daar as jy by die Eiffeltoring byvoorbeeld. Dit is absolutely scary en ChatGPT laat dit so real lyk, dat dit geloofwaardig is, dat mense dit glo. Ja, ek en my vrou dan is so gesit en praat en gewonder, wie is die persoon wat aan hierdie gedink het? Ja. Imagine hoe slim daai ou moet wees. Baie. En Janai, jy sê jy's 'n groot fan. Wil jy ons verstaan? Ons tweede vraag is, Skemer, het AI jou daaglikse lewe verander en hoe? Dit het beslis. Ek kan wat op die hart is op papier sit en AI kan dit vir my lewendig maak. So, alles wat ek sien om my gee my idees. So, daai is 'n mindset. Dit is die hele tyd in my mind dat ek kan enigiets create. So, ja, dit het my baie verander. Nie as 'n mens verander nie, maar weet dit het drome laat waar word. Ja. Ek sê so, ja. En dit is 'n goeie ding. Dit is 'n goeie kant van AI. Ek gaan ook sê ja, dit het deur om my daaglikse lewe meer gemakliker te gemaak het. Byvoorbeeld, in plaas daarvan dat ek al die navorsing moet doen oor iets wat ek wil weet, kan ek dit nou net intik en AI doen dit binne 'n paar sekondes en gee al daai navorsing vir jou. Ja, So dit spaar is so. tyd. Dit is so, baie. Dit is definitief so. Ons derde vraag is, Skemer, dink jy AI help die samelewing meer as wat dit skade doen? Ek wil sê ja, dit doen help die samelewing, want soos jy ook nou net gesê het, 'n mens kan baie tyd spaar om belangriker dinge te doen as jy AI gebruik om jou te help met iets. So ek dink in 'n mate het AI help beslis die samelewing. Dis wat maar dis my persoonlike opinie. Dis hoe ek dit sien. Definitief. En ek dink AI het sy voordele en hy het ook sy nadele. So, hoekom ek so sê is, of ek gaan nou beide kante gee, hoekom ek so sê. Hoekom ek sê AI het sy voordele en sy nadele. So AI help die samelewing meer, want dit kan jou help om moeilike konsepte te verstaan, deur om 'n verstaanbare verduideliking daarvan te gee. Dit kan ook groot hoeveelhede data vinniger ontleed en navorsers help om nuwe ontdekkings te monitor. En AI kan mense met gestremdhede help, deur byvoorbeeld spraak na teks te verander of teks na spraak toe te verander.
So dit kan definitief die samelewing help. Maar hier kom die ding waar AI skadelik kan wees vir die samelewing. AI kan sommige take heeltemal oorneem, wat sekere beroepe kan beïnvloed, wat bydra tot werkverliese. Dit kan maak dat mense in die toekoms sonder werk gaan wees. Dit kan selfs beteken dat die werkloosheidsgetal nog hoër sal wees. AI kan ook vals nuus en verkeerde feite of misleidende inhoud skep. En die laaste ding is, jy kan AI gebruik om bedrog, swendelary en ander digitale misdade makliker uit te voer. So dit is die gevaarkant van AI. Ja, nee, ek stem saam met jou. Ek doen stem saam met jou. Nou julle, ek gaan so 'n interessante feit met julle deel oor AI en ons eerste interessante feit oor AI is, AI voer nasies. Kunsmatige intelligensie word gebruik om boerdery te verbeter, deur gewasse te monitor en water en kunsmis te optimaliseer. Sodoende help AI om oeste van beter gehaltes en groter mate te bewerkstellig. Baie interessante feit. Julle, baie dankie vir julle ondersteuning aan elke kyker. Baie dankie julle, ons staan op 15.800 likes. Julle is aan die brand. Kom ons hou aan tap julle, let's go. Skemer, ons vierde vraagie. By wat ons gaan stilstaan is, wat is die indrukwekkendste ding wat jy AI al gesien doen het? Dis ook soos wat jy vroeër gesê het. Jy kan vir AI vra om jou iewers te sit en jy's daar. Nou nie in lewende lywe nie, maar jy's daar. Die feit dat AI vir jou 'n website kan create met net 'n paar reeltjies wat jy vir hom insit. Ja. Dit is amazing. So daar is so baie dinge wat opkom elke dag met AI. Dit is eintlik scary as jy daaraan dink. Is so. Dit is definitief so. Myne was dat dit musiek skep. AI skep melodieë, instrumentale musiek en selfs volledige liedjies met AI-stelsels. Dit was vir my die indrukwekkendste skep. En video's. Dit is so cool wat AI alles actually kan doen. Maar is op dieselfde tyd scary ook. Ja, en die ding is dit, jy weet dit gee die mense daar buite 'n kans wat soos glad nie kan sing nie. Maar hulle is baie goeie skrywers. En hulle sit met boeke vol liedjies wat hulle niks meer kan doen nie. En nou het AI gekom en AI kan lewe gee aan daai liedjies van hulle. Definitief, daai is baie waar. Ons vyfde vraagie, watter AI tool gebruik jy die meeste? Ek gebruik obviously Suno die meeste. Dan gebruik ChatGPT, maar ek gebruik dit vir my covers, om covers te create. En dan, as ek 'n cover wil create waar daar movement is, dan sal ek Pixverse gebruik. Dit is ook 'n AI program. Dis basies, ja, dis die enigste AI tools wat ek op die huidige oomblik gebruik. Ek het eintlik begin met 'n model AI Make Song. Dit is maar dis 'n basiese cheaperige version van Suno. Die kwaliteit is nie te sleg nie, maar ek moet sê dit was vir my was dit die beste begin tool om te gebruik. En ek het nou obviously gegroei, so Suno is vir my die beste een en baie veel. Definitief. Ek is so bly ek sien die enigste een wat goed met ChatGPT generate, nie nou. Ek gebruik ook ChatGPT om partykeer ook albumcovers te generate en allerhande ander dinge en dan gebruik ek ook Suno om liedjies en musiek te genereer. En van dit is ook op my blad, as julle nog nie weet nie, Party Tyd is 'n lekker tune en daar's nog so 'n paar julle kan gaan uitkyk.
Maar ons 6de vraagie skemer, dink jy AI maak mense meer produktief of eerder lui? Weet jy, dit kan albei rigtinge gaan. Want in plaas van om te sit en soos 'n essay te skryf, jy weet, te dink aan dit. Ja, Weet regtig die werk in te sit. Doen ChatGPT dit vir jou. Jy sê 'n paar reëls en hy skryf vir jou die hele ding binne soos jy gesê het sekondes. So produktief, ja, weet jy, kom ek sê soos skool. Kom ons sê maar jy sukkel met geskiedenis. ja, Okay, dis as AI vir jou die regte inligting gaan gee die eerste keer. Maar dit kan jou help as jy wil weet van soos geskiedenis. Jy kan altyd daar gaan insit en die AI kan jou help met take, met hoe om 'n som uit te werk. So ek dink dit kan albei kante toe gaan. ja. Definitief, ek gaan ook sê, dit kan beide kante toe gaan. AI kan mense produktief, selfs meer produktief maak, maar terselfdertyd kan AI mense ook lui maak. AI kan mense meer produktief maak deur om aan jou idees oor 'n spesifieke ding te verskaf. Iets waaraan jy dalk nie noodwendig sou gedink het aan nie. Maar dan, AI kan 'n mens ook baie lui maak, want dit gaan jou minder breinkrag laat gebruik. Met ander woorde, AI gaan maak dat jy nie meer gaan kan dink nie. Dis wel net my persoonlike opinie, julle. En dan, ja, dan sien ons, dan maak dit actually, basies waarop die neerkom is, dit maak jou kreatiwiteit dood. Want AI doen nou meestal van die goed en jy, ja, En jy sit net terug. ja, jy sit net en kyk hoe hierdie ding gebeur. Julle, dit bring ons by ons tweede interessante feit vir die aand, en dit is dan AI in wetenskap. Min mense weet dat AI oorspronklik ontwerp was as 'n tegnologiese hulpbron vir wetenskaplikes in velde wat die ontleding van enorme hoeveelhede data behels. Die AI-assistent se primêre funksie sou wees en is wel vandag om relevante data op te spoor, te kondenseer en in 'n maklike ontleedbare manier voor te lê. Baie interessant. Nou, julle, dit bring ons by ons 7de vraagie skemer en dit is, dink jy AI kan vertrou word om belangrike besluite te neem? Ek sal sê nee. Want die AI weet nie wat se tipe mens jy is nie. AI kan nie vir jou dink nie. So ek glo nie AI kan vir jou besluite maak nie, want AI het nie gevoelens nie. Jy weet, daar's niks emosie nie. Dit is net 'n ding. So nee, ek glo nie dat AI vir jou besluite kan maak nie, want jy is jou eie mens. Jy kan nie 'n elektroniese of 'n so tipe ding vertrou. Jy kan dit nie vertrou nie. Hoe kan hy vir jou besluite maak jy gaan vanaand pap en vleis eet? Hoe weet hy waarvoor jy lus is? Verstaan jy? Ja. So nee, En hoe weet AI wat in jou kas is? Exactly. So nee, ek glo nie, nee, ek stem nie met dit nie. Ek gaan ook definitief sê nee. Maar jy kan wel daardie inligting en data wat AI aan jou verskaf, die raad wat AI vir jou gee, gebruik om jou besluite oor 'n belangrike onderwerp in te lig. Maar jy kan onder geen omstandighede heeltemal AI vertrou om daardie groot besluit te maak. Nee. Ons 8ste vraagie skemer, watter beroep dink jy sal AI volgende oorneem? Die mediese beroep. Dis wat ek dink, want die ding is AI leer ook. Hy help jou nie net nie, hy leer ook. So elke keer as jy iets insit,
Hy leer uit dit uit, so jy hoef nie die hele tyd dieselfde ding van oor te sê nie. So ek glo, maar ek glo nie dit sal binnekort wees nie, in die ver toekoms, glo ek, hy sal die mediese bedryf oorvat. Want ja, hulle sal dit kan leer om soos in regtig baie fyn operasies te doen sonder enige menslike kontak. Dis maar wat ek dink. Ek dink die beroep wat AI volgende dag gaan oorneem is basiese administrasie, kantoorwerk. Veral werk wat hoofsaaklik bestaan uit data invoer, dokumente verwerk, e-posse skryf, skedules bestuur en eenvoudige verslae maak. Want dis die redes, want AI kan reeds groot hoeveelhede data baie vinnig verwerk. Dit kan dokumente lees, opsom en klassifiseer. Dit kan eenvoudige e-posse en ander kommunikasie skryf. Dit kan data ontleed en verslae genereer. Dit kan routine take 24 uur doen sonder enige rus. En vir maatskappye kan dit goedkoper wees as om baie mense vir dieselfde herhalende take te betaal. Dus kom ek dink die administratiewe werk. Ja, Ons negende vraag skrywer, as AI, nou julle deen is baie interessant, as AI môre sou verdwyn, wat sou jy die meeste mis? ek sal sê my musiek maak. Die musiek, want hoe gaan ek nou daai, anders moet ek moet leer sing. En ek dink dit gaan baie lank vat. So, ja, ek gaan beslis die musiek maak mis. Ek gaan. Maar as dit moet weggaan, dan is dit maar so. Mens moet maar gewoond raak daaraan. Ja. Ek gaan die feit dat AI al die navorsing oor iets binne enkele sekondes doen, gaan ek die meeste mis. Ja, maar jy gebruik seker AI vir ander goed ook, nee. Ja, ek doen. Ek gebruik AI vir ander dinge ook. Okay. Ons laaste feit vir die aand julle, kiberbedreigings Moses. Ja, julle het reg gehoor. Kiberbedreigings Moses. Aanvanklik was programme teen kiberbedreigings deur rekenaartegnologie spesialiste geskryf en 3 maandeliks opdateer om by die trant van nuut ontwikkelde kiberbedreigings te bly. Deesdae word AI gebruik om kiberbedreigings op te spoor deur verdagte aktiwiteit vinnig te identifiseer, diagnoseer en indien die program gevorderd genoeg is, relevante teenmiddels toe te pas. Nou, dit bring ons dan by ons volgende vraagie skemmer, vragie 10. Nou julle, hierso begin dit interessant raak en julle in die comments gesels asseblief saam met ons met hierdie volgende vraag. En aan julle elkeen wat net ingeskakel het, baie welkom. Ons 10de vragie skemmer, as AI jou toekoms kon voorspel, sou jy dit wou weet? Nee, ek sou nie wou nie. You live in the moment. Jy wil nie weet wat volgende gaan gebeur nie. Môre is 'n raaisel. Ja. So ek verkies dit so. Ek sal nie wil weet nie. Ek sal wil lewe van dag tot dag. That's straightforward, dis hoe ek dit wil hê. Sal wil hê. Nou julle, ek gaan nou sê, ek gaan nou die teenoorgestelde sê. Ja, ek sou graag wil weet, want dan kan ek weet wat vir my wag, meer voorbereid daarvoor wees en deeglik beplan wat ek volgende sal doen. Julle laat weet ons bietjie. Sou julle graag wou weet as AI vir julle toekoms kon voorspel, sou julle dit graag wou weet? Ons derde laaste vragie, skemmer. Dink jy kuns wat deur AI geskep is, moet as regte kuns beskou word? Ek sal sê ja, want onthou net, dit is, jy as 'n persoon sê wat jy wil hê. So dit is nog steeds joune. Jy gebruik net die tool om dit te vir jou, om daai
daai gedagte wat jy het om dit vir jou te create. Ja, en om dit lewendig te skep. Ja, so ek sal sê ja, want jy kan nie net sê vir die ding maak kuns nie, want wat gaan hy maak? Hy weet nie wat Ja. presies nie, so hy gaan 'n klomp bol daar aan mekaar sit en dis nie iets wat jy gaan wil hê nie. Ja, So ek sal sê ja, want dit is daar's nog steeds human interaction, daar's nog steeds gevoel wat ingaan. So ek sal sê ja, dit moet as regte kuns beskou word. as die verbruiker van die AI doelgerig die AI as 'n instrument gebruik en aktief bestuur om 'n sekere werkstuk te skep, dan kan dit beskou word as regte kuns. Anders nie. Presies wat jy net gesê het, Skemer. Ons tweede laaste vragie. Dink jy skole moet leerders aanmoedig om AI te gebruik? Jy sien, hier kom die dinge in van lei wees. Daar kom die leidigheid nou in. Ek sal sê in sekere opsigte, soos om te help met nie met essays nie, hulle moet dit self doen. Ja, definitief. Weet ek dink AI kan jou help, jou leer ook. Soos ek voorheen gesê het, dit kan jou help met hoe as jy nie seker is hoe om iets soos 'n som heeltemal uit te werk nie, kan AI jou help. Glo ek. Ja, Ek dink as AI reg gebruik word, weet as daar soos limits is van wat hulle kan doen met AI, sal ek sê ja, dit kan help. Anders as daar nie sulke limits gesit is nie, glo ek nie dit sal werk nie. ja nee, definitief. My antwoord, het gaan 'n beide ja en 'n nee wees. Ja, want dit kan leerders help om oefening vrae aan hulle te gee. En vir 'n spesifieke vak of oor 'n spesifieke vak, dit kan ook die vakmateriaal op 'n verstaanbare manier verduidelik. Maar hier kom die nee, want leerders kan AI gebruik om alles vir hulle te doen en deur dit te doen, leer hulle basies niks daaruit nie. En dan hou hulle breins op werk. Definitief, en dan sit hulle in die eksamenlokaal en dan's AI nie in die eksamenlokaal. En dan pluk hulle. Ja, ons laaste vraagie. Nou die een is ook 'n baie interessante een. Hoe dink jy gaan die wêreld oor 20 jaar lyk as gevolg van AI? Hier gaan ek weer sê, as daar nie limits is nie, it's going to be chaos. Ek dink dit gaan chaos wees, want waar trek jy die lyn? Ja, Want ja, ek weet nie, dit soos jy sê, dit kan die unemployment syfer opstoot. Daar is baie dinge wat kan verkeerd gaan. So dit gaan chaos wees. Dis wat ek dink. definitief. Nou ek dink daar gaan baie werkloosheid wees, punt nommer 1. Punt nommer 2, alles gaan deur AI self beheer word. Soos byvoorbeeld, as jy na 'n winkelsentrum toe gaan jy met 'n robot kommunikeer wat daar jou help met die goed. Daar gaan nie meer fisiese persone wees nie en dan wel wat jou kan help by die winkel nie. En die laaste ding is wat ek dink is, jy gaan 'n Bolt byvoorbeeld jy gaan nog dink jy order 'n Bolt, dan kom daar 'n kar wat self bestuur na jou huis toe om jou op te tel. Ja, soos ek sê, chaos, complete chaos. Chaos is die woord wat dit beskryf, definitief. Nou dit was dan ons vragies vir vanaand. Nou Skemer, ons is nog nie klaar met hierdie aandie. Dit bring ons by ons volgende skepie van Pro en Praat en dit is ons eerste kort speletjie vir vanaand. En ons eerste kort speletjie vir vanaand se naam is die Dealbreaker or Not. En dit gaan ons speel in sy is 'n 10 weergawe. So ek gaan vir jou 'n stelling gee en dan moet jy vir my sê is dit vir jou 'n dealbreaker of is dit nie? Okay. Hier gaan ons eerste een. Sy is 'n 10, maar sy gebruik AI om elke WhatsApp boodskap te skryf. Is dit vir jou 'n deal of is dit nie? Ja. Nou deal. Ons tweede een,
Maar sy gebruik AI om al haar foto's te redigeer. Nou, deelbreek. Julle, ek dink baie van ons is skuldig aan die enetjie wat julle hier in die comments. Ons derde enetjie, maar sy gebruik AI om al haar sosiale media plasings te skep. Nou, nee, Ons vierde enetjie, maar sy sê dat sy meer vir AI vertrou as vir jou. nou. Nee, deelbreker. Ons vyfde enetjie, maar sy gebruik AI om haar dating profile te skep. Nee, dis okay. Ons kan maar aangaan. Ons sesde enetjie, maar sy gebruik AI om elke dag se besluite vir haarself te neem. Nee, dis beslis 'n nee. Ons sewende enetjie, maar sy gebruik AI om grappe te skryf en neem self die krediet daarvoor. Nou, be yourself. Nou, Ons agste enetjie, maar sy gebruik AI om mense te laat dink sy is iemand anders. hierdie klink soos 'n krimineel. Ja, dis okay. Ons tweede laaste een. Maar sy gebruik AI om haar ex jaloers te maak. Ons laaste een. Maar sy kan nie 'n dag sonder AI klaarkom nie. Dis 'n addict. Nee. Nee, jy moet 'n bietjie van AI wegkom. Jy kan nie die hele tyd, heel dag, elke sekond Ja, net nee. met dit sit nie. Ek stem saam. 100%. Nou julle, dit bring ons dan by ons groot speletjie van Pro en Praat. Skemer, is jy reg vir hierdie speletjie? Ja, ek's reg. Hierdie speletjie se naam is Skommel saam. Nou julle, dis glad nie hoe dit klink nie. Hoe skommel saam dan gaan werk is as volg. Daar gaan 6 kategorieë wees, naamlik die houer, die geur, die toppings, die sous, die vulsel en die afronding. So ek en jy Skemer gaan 'n melkskommel aan mekaar slaan. So uit daai 3 kategorieë kies, jy moet uit daai 6 kategorieë 3 kategorieë kies. Watter 3 gaan jy kies? Want ons gaan dan vir ChatGPT vra om dit wat ons nou gaan beskryf aan mekaar te slaan. Dan gaan ons kyk aan die einde hoe hierdie melkskommel gaan uitkom. So watter 3 kategorieë gaan jy kies? Okay, sê net weer die kategorieë. Ek weet ek sal sous vat. Okay? Houer, die geur, die toppings, die vulsel en die afronding. Okay, vulsel, die sous Okay? en die houer. Cool. Nou Skemer, hoe wil jy hierdie houer hê van hierdie melkskommel? Dit moet 'n vierkantige houer wees. 'n Vierkantige houer, dit klink al klaar interessant. 'n Vierkantige houer. Soek jy enigiets op hierdie vierkantige houer? Ja, 2 handles aan die kante. 2 handels aan die kante. Cool. Watter stroop wil jy vir die melkskommel hê? Of sous? Watter sous wil jy vir die melkskommel hê? Beslis chocolate. Nou praat jy my taal, definitief. En watter vulsel wil jy vir hierdie melkskommel hê? Dit sal chocolate brownie wees.
chocolate brownie. Ja, jy het definitief my taal hierso gepraat, skemer. Nou terwyl my geliefde hier in die agtergrond besig is om hierdie lekker melkskommel vir ons aan mekaar te slaan op ChatGPT, bring dit ons by ons laaste skeppie van praat skemer. En dit is dan die Q&A vragies. Die eerste enetjie, jy is woonagtig in Witbank. Wat sou jy sê maak Witbank anders as 'n ander dorp? Ons het die ons het die slegste munisipaliteit in Suid-Afrika. Ek sê jou. Dit is die plek se grootste probleem. Want hier's nooit niks wat regloop nie. Ja. Ja, ek hoor Verder kan jy. ek nie, weet jy wat eerlikwaar verder kan ek nie complain nie. Sien jy Ons wat sê tweede Annie? vraag. Sy stem saam met my. Ja, nee, ek, my mens. Ons tweede vragie skimmer, jy werk in die kontantbewaringsindustrie. Wat het na hierdie beroep keuse gelei? Ek was nog altyd 'n tegnikus. Ek het alarms, fencing, kameras, al daai tipe goed gedoen en ek het in Nelspruit gebly. Ek was 'n jaar daarso alleen. My vrou en my kinders was hierso. En dit was baie moeilik geweest vir ons, jy weet. Ek het die hele jaar hulle 3 keer gesien. So toe kry ek die opportunity. Ek het al gesê ek sal nooit in CIT werk nie. En vandag werk ek daarso. So moet nooit sê jy gaan nie dit doen nie want jy gaan dit doen. Definitief. Toe kry ek die opportunity om terug te kom Witbank toe om by hulle te wees met die werk en ja, toe het ek die werk gevat en dis hoekom ek daar sit vandag. Ons derde vragie, is die einddoel vir jou om jou musiek vry te stel of is roem ook op die horison? I do it for fun. Ek stel nie belang in ek wil nie I'm not searching for fame. Ja, Dit is nie wat ek doen nie. Ek doen dit want ek is lief vir musiek. Ek wil hê ander mense moet my musiek hoor. Ek doen dit vir ander. Ek doen dit omdat ek lief is vir musiek. That's all. Dit is hoekom ek dit doen. dit is super awesome. En die wat ek al gehoor het van jou, great werk, baie goed. What's the space, daar kom nog baie. Jy, daar het julle dit. Ons tweede laaste vragie skemer. Vertel ons 'n bietjie van die Kort Drift aangebiede AI DJ battles. Wel, ons het begin, dit was eintlik was eintlik 2 DJ's wat dit gedoen het. Maar toe het hulle eie ding gaan doen. So Kort Drift, ons het begin met dis 32 inskrywings gewees. En ons het dit so uitgebattle en ek weet daar's 'n T-shirt wat jy kan wen. Maar ja, ek moet sê almal wat daar was wat al nou uitgeval het, amazing mense. Ek moet vir jou sê die AI creators, die mense wat ons ontmoet het en die mense op ons groepe, so op die Infinite Beats groepe en Kort Drift se ouens en Reisiger se ouens. Jy weet, dit is amazing mense. Ek glo nie jy kan vir beter vriende vra as hulle nie. Because hulle ken jou net. Hulle ken jou nie, maar they know you. Hulle kan dit voel. En almal is daar vir mekaar. Ek moet sê dis 'n amazing community. Wow, dit is baie goed. Dit is altyd lekker om saam met mense te werk wat 'n positiewe energie gee. Ja, en almal is altyd daar, is altyd bereid om te help. Dit is baie Regtig, goed. almal is altyd bereid om te help en dit is wat hulle so amazing maak ook. Ons laaste vragie skemer. As 'n AI musikant, waar sien jy jouself in 10 jaar en wat is die groot droom?
In 10 jaar se tyd sien ek myself nog steeds musiek maak. Vir die mense. So, ek wil net baie musiek daar uitkry, ek wil hê almal moet dit hoor. Ek wil hê almal moet dans en dit net geniet. Dis wat ek wil hê. Dis al wat ek wil hê. Definitief. Baie interessant julle. Nou julle, binnekort gaan ons hierdie melkskommel sien wat ons aan mekaar geslaan het. Ek wil hierdie geleentheid vir jou gee, Skemer, as jy enige iets het om te bemark of jy wil iets bemark, hier is jou kans. Wel, ek is besig met hierdie. Jy kan dit nie sien nie. Dit is dis tumblers met die Skemer musiek logo op. Jy kan nie sien, want hy's swart. Okay. Ek probeer nou kyk. Wag, daar. Daar is hy. Dit lyk super cool. Maar die logo gaan in die kleur van jou keuse en jou naam kom ook daarop. So en hulle is R290. En dit is al wat ek maak so te sê niks op dit nie. 'n Ding is like R10. Dis net vir my om dit heen en weer te stuur. So ja, dis al wat ek vir nou het. Ek is besig met hoodies en T-shirts. Baie interessant, daar het julle dit. Maak gerus kontak met Skemer. Julle, hier kom hierdie lipplek lekker melkskommel. Daar's ons melkskommel, Skemer. Wat sê, dit lyk eintlik lekker. Definitief. Nou julle, die melkskommel se naam is The Double Chocolate Bomb. En sy resep gaan net na hierdie aand beskikbaar wees op my blad. En as julle hierdie einste melkskommel, as julle wil hê ons moet hierdie einste melkskommel maak, gaan like hom sodra hy op my pages, want die 14de September is ons eksklusiewe episode van Pro en Praat. Dan gaan ons die melkskommel met die meeste likes fisies daardie aand self maak. So gaan like vir jou gunsteling milkshake as jy hom wil laat wen. Want ons maak hom die 14de September. Met dit gesê, Dis ek lus vir dit. met dit gesê Skemer, wil ek vir jou sê baie dankie. Dit was 'n voorreg om jou deel te kon gehad het van Pro en Praat. Baie dankie dat jy ingestaan het vir Annie. Ek waardeer dit opreg. Ek weet Annie het gesê in haar beskrywing dat ek reg kan onthou, jy het van haar liedjies lewe gegee. So, dit is baie goed. Ja, dit is dit raak aan my hart. Jy weet, in die begin het ek het sy my gevra, want sy werk saam met my vrou se niggie en ek het vir die niggie 'n liedjie gemaak en Annie het dit gehoor en toe vra sy vir my of ek vir haar 'n liedjie kan maak en dis waar dit begin het. En ek moet vir jou sê sy is 'n amazing lyrics writer en die musiek wat sy nou self maak ook is awesome. Ek moet sê sy's net awesome. Dit is so amazing. Aan elke kyker vanaand wil ek ook vir julle baie dankie sê. Dankie dat julle Pro en Praat so ondersteun. En dan kyk ons uit om julle volgende maandag aand te sien. Nou julle moet my page maar dop hou om te sien wie volgende week se gas is. Maar Skemer weer eens van my kant af baie dankie vir jou tyd. Dit was een lekker kuiertjie gewees. Ons maak binnekort weer so. As Annie nou as sy nou beter is, dan moet julle weer 'n date maak dat jy saam met haar 'n interview kan doen. Definitief. Ons gaan dit verseker doen. Baie dankie julle. Lekker aand vir jou Skemer. Hetzelfde vir jou, baie dankie dat ek hier kon wees. Groot plesier. En dankie aan almal daar in die comment section. Baie dankie julle. Ons waardeer julle ondersteuning ongelooflik baie. Julle, ons gaan nou na die outro liedjie luister van Pro en Praat. Maar van hierdie kans wil ek dit vir julle weer eens baie dankie sê. En onthou julle, die lekkerste skommel, blye maak skommel. Ons sien julle volgende week. Bye julle. Bye.
Dis die einde van die podcast en show. Ons hoop en glo dat jy daarvan hou.